Maar julle kan vir my, solank julle Bybels oopmaak, as jy jou Bybel het, kan hom vir jou oopmaak daar so in Daniël, die boek van Daniël, in die hoofstuk 5, Daniël hoofstuk 5. Daniël in die 5de hoofstuk. Nou, om vir julle net so 'n bietjie, terwyl julle blaai daar na Daniël, ek julle net so 'n bietjie agtergrond gee. 586 voor Christus word Jerusalem binnengeval, Israel word in Babyloniese ballingskap geneem, en hulle eindig op in Babylon, en onder koning Nebukadneser. Nou later van tyd het Nebukadneser, hy het sê die Bybel vir ons, jy gelees die boek van Kronieke ensovoorts, het hy al die tempelskatte weggevat na Babylon toe. Later van tyd in die einde, as jy gaan lees nou in hoofstuk 4 van Daniël, sal jy lees oor die einde van koning Nebukadneser. Wat gebeur het, dat Nebukadneser het homself basies die eer gegee vir Babylon wat hy gebou het, en vir die tempelskatte wat hy weggevoer het, vir al die dinge, en die Here het 'n oordeel basies oor hom gevel, en hy het vir hom gesê, jy sal vir 7 jaar lang sal jy soos 'n dier wees, wat in die veld bly, jy sal gras eet soos 'n bees, of plante eet soos 'n bees, ensovoorts, jy sal heeltemal kranksinnig raak, en dit het met Nebukadneser gebeur, en op die einde van die dag, na die tyd het Nebukadneser, ek kan nie sê hy tot bekering gekom, maar hy het die Here die eer en die lof gegee, en gesê, God is God, en hy het God erken as die lewende God, ensovoorts, en sy opvolger was 'n koning genaamd Belsasar later, en dit is wat ons hier gaan optel in Daniël hoofstuk 5, en hierdie is dit was nog tydens die Babyloniese ballingskap gewees, en hierdie was basies die einde van Babylon, dit was die einde van Babylon. Nou as jy ook gaan kyk in Daniël, wat jy lees van die beeld wat Daniël gesê, wat Nebukadneser gesien het, wat hy die groot beeld gesien het met die kop van goud, die borswapen, die bors, en die lendene van koper, die bene en die 10 tone ensovoorts, dan het dit basies koninkryke voorgestel, wat Daniël vir gesê het, van dit sal Babylon wees, dan sal die Meders en die Perse kom, dan sal die Grieke kom, dan die Romeine, en dan God se koninkryk. Okay, en so ek gaan nie nou op daai ingaan nie, dit is nou 'n lesing op 'n ander dag daai, maar so koning Nebukadneser was die eerste een gewees wat gepraat, en hy het op einde gekom, en nou kom ons aan die einde van die Babyloniese ballingskap, of van die einde van die Babyloniese regering, en hoe Babylon tot 'n val gekom het, en hulle is toe opgevolg deur die Meders en die Perse. Nou gaan ons optel in die gedeelte, net om vir julle te vertel wat gebeur het, was die Meders en die Perse was gelei onder koning Kores, en hulle het basies Babylon omring, hulle het basies Babylon omsingel, hulle kon nie Babylon ingeval het as gevolg van die Eufraatrivier wat basies tussen hulle was, wat basies soos 'n ek wil sê 'n beskerminggebied het vir Babylon, wat die Meders en die Perse weerhou het, om te gaan. Die Meders en die Perse was twee ryke gewees, dit was twee konings gewees, Darius en Kores, en dit is maar moderne Iran, as julle vandag kyk na Iran, was dit in twee ryke gewees, die Meders en die Perse, en nou, ek gaan 'n bietjie my vooruit hardloop om vir julle te vertel, dit was koning Kores, wat ook die Jode goedgesind was, wat hulle weer teruggestuur het na Jerusalem, om weer die tempel te herbou, en weer die mure van Jerusalem te herstel, en Kores was die Jode goedgesind. So julle het nou 'n idee aan watter tydperk ek nou van praat. So, op hierdie stadium was Babylon nog in beheer gewees, dit was hier, kom ons nou gaan ons lees oor die val van Babylon wat gebeur, en dat op hierdie stadium was die Meders en die Perse het basies Babylon omring, en wat hulle gedoen het om Babylon toe in te val, ek gaan my 'n bietjie vooruit hardloop vanmôre, is hulle die rivier herlei, om weg te maak dat hulle kon deurkom, en om so Babylon toe nou in te val, en so die Meders en die Perse, die koninkryk van Babylon toe nou basies oorgeneem, en dis hoe die Meders en die Perse toe aan bewind gekom het. Nou, dit is net so 'n bietjie Bybelse geskiedenis, in 'n nutshell. Okay, maar nou gaan ons optel die aand voordat dit gebeur het, of die aand wat het gebeur. En ons lees daarso in Daniël hoofstuk 5, en ek wil vanmôre, as ek vanmôre se boodskap 'n titel kan gee, wil ek met ons praat oor die skrif is aan die muur. Die skrif is aan die muur. En julle gaan nou sien hoekom ek hierdie titel gegee het. Die skrif is aan die muur. En ons lees daar Daniël hoofstuk 5, ons gaan die hele Daniël 5 lees. Ons lees daar vanaf vers 1. Koning Belsasar
het 'n groot maaltyd berei vir sy 1000 maghebbers, en in teenwoordigheid van die 1000 het hy wyn gedrink. By die genot van die wyn het Belsasar bevel gegee om die goue en die silwer voorwerpe te bring wat sy vader Nebukadnesar uit die tempel van Jerusalem weggevoer het, sodat die koning en sy maghebbers, sy vroue en sy byvroue daaruit kon drink. Toe het hulle die goue voorwerpe gebring wat uit die tempel in die huis van God in Jerusalem weggevoer was, en die koning en sy maghebbers en sy vroue en sy byvroue het daaruit gedrink. Hulle het wyn gedrink en in die gode van goud en silwer, koper, yster, goud en klip geprys. Op dieselfde oomblik het daar vingers van 'n mens se hand tevoorskyn gekom en teenoor die kandelaar op die kalk van die muur van die koninklike paleis geskrywe, en die koning het die deel van die hand gesien wat geskrywe het. So ewe skielik, hulle sit en hier kom 'n hand tevoorskyn. En die hand skryf hier teen die muur. Vers 6. Toe die gelaatskleur van die koning verander en sy gedagtes het hom verskrik, en die gewrigte van sy heupe het losgeraak en sy knieë het teen mekaar geslaan. Kyk, hy het hom buiterweste geskrik. Hy het hom amper nigter geskrik hierso. Die koning het hardop uitgeroep om die besweerders, die Chaldeërs en die waarsêers in te bring. Daarop het die koning gespreek en aan die wyse manne van Babel gesê: enige een wat hierdie skrif lees en my sy uitlegging te kenne gee, hy sal met purper beklee word en 'n goue ketting sal om sy hals wees, en as derde in rang sal hy in die koninkryk heers. Toe het al die wyse manne van die koning ingekom, maar hulle was nie in staat om die skrif te lees en sy uitlegging aan die koning bekend te maak nie. Toe het die koning Belsasar baie verskrik geword en sy gelaatskleur het aan hom verander. Ook sy maghebbers was in verwarring. Na aanleiding van die woorde van die koning en van sy maghebbers het die koningin in die eetsaal ingegaan. Die koningin het begin spreek en gesê: mag die koning in ewigheid lewe. Laat u gedagtes u nie verskrik en die gelaatskleur nie verander nie. Daar is 'n man in die koninkryk in wie die gees van die heilige gode is. In die dae van die Vader is verligting en insig en wysheid, soos die wysheid van die gode in hom gevind. Daarom het die vader koning Nebukadnesar hom as 'n owerste van die geleerdes, die besweerders en die Galdeërs en die waarsêers aangestel, u vader ook koning, omdat in hom 'n voortreffelike gees en kennis en verstand gevind is, om drome uit te lê en raaisels op te los en knope los te maak. En Daniël, aan wie die koning die naam van Belsasar gegee het, laat Daniël nou geroep word. Dan sal hy die uitlegging te kenne gee. Toe is Daniël voor die koning gebring. Die koning het begin spreek en vir Daniël gesê: is jy Daniël wat by die Joodse ballinge behoort, wat die koning my vader uit Juda gebring het? Ek het van jou gehoor dat die gees van die gode in jou is en dat verligting en verstand en 'n voortreffelike wysheid in jou gevind word. Nou net is die wyse manne, die besweerders voor my gebring om hierdie skrif te lees en sy uitlegging aan my bekend te maak, maar hulle is nie in staat om die uitlegging van die woord te kenne te gee nie. Maar ek het van jou gehoor dat jy uitlegginge kan gee en knope kan losmaak. As jy nou die skrif kan lees en sy uitlegging aan my bekend maak, sal jy met purper beklee word en 'n goue ketting sal daar om jou hals wees en jy sal as derde in rang van die koninkryk heers. Toe het Daniël geantwoord en voor die koning gesê: u kan u gawes maar vir uself hou en die geskenke aan ander gee. Jy sien, hy was nie omkoopbaar nie. Nogtans sal ek die skrif vir die koning lees en die uitlegging aan hom bekend maak. Wat u betref ook, koning, die allerhoogste God het aan u vader Nebukadnesar die koningskap en grootheid en heerlikheid en majesteit gegee. En vanweë die grootheid wat hy hom gegee het al hierdie volke, nasies en tale gebewe en vir hom gesidder. Wie hy wou, het hy gedood. Wie hy wou, het hy laat lewe. En wie hy wou, het hy verhoog. En wie hy wou, het hy verneder. Maar net toe sy hart hom verhef het sy gees verhard is om oormoedig te wees, is hy van die troon van sy koningskap afgestoot
en die heerlikheid is hom ontneem. En hy is uit die mense verstoot en sy hart het soos die van diere geword, hy het saam met die wilde esels gewoon, hulle het hom plante laat eet soos die beeste, en deur die dou van die hemel is sy liggaam nat gemaak, totdat hy erken het dat die Allerhoogste God mag het oor die koningskap van die mens en daaroor kan aanstel wie hy wil. Maar Belsasar, sy seun, het die hart nie verneder nie, alhoewel jy dit alles weet. Maar het verhef teen die Here van die hemel, en die voorwerpe van sy huis het hulle voor gebring. En die maghebbers, vroue en die byvroue het wyn daaruit gedrink, en het die gode van silwer, goud en yster en koper, hout en klip geprys, wat nie sien nie, nie hoor nie, nie weet nie. Maar die God in wie sy hand asem, en voor wie al paaie is, hom het nie vereer nie. Toe is deur hom die deel van die hand gestuur, en hierdie skrif geskrywe. En dit is die skrif wat geskrywe is. Mene, tekel, ufarsin. Dit is die uitlig van die woord, mene. God het die koningskap getel en daar 'n einde aangemaak. Tekel, u is op die weegskaal geweeg en te lig bevind. Peres, u koning is verdeel en aan die Meders en die Perse gegee. En toe het Belsasar bevel gegee en hulle het Daniël met purper beklee en met goue kettinge op sy hals en aangaande hom openlik uitgeroep en hy as derde in rang van die koninkryk sou heers. En luister wat gebeur in vers 30. In dieselfde nag is Belsasar, die koning van die Chaldeërs, gedood. En Darius, die Meder, was 62 jaar oud toe hy die koningskap ontvang het. En daar kom oomblikke in die geskiedenis waar alles normaal lyk en alles normaal gelyk het. Alles gaan aan soos normaal, niks verander nie. Maar ek wil sê onder die oppervlak is daar dinge besig om te verander. As ons kyk in hierdie geval ook, mense het aangegaan met hulle lewens. Hoeveel keer in die geskiedenis het ons dit al gesien? Mense gaan aan met hulle lewens. Hulle het gewerk, hulle het gebou, hulle het gekoop, hulle het verkoop, hulle het gelag, hulle het fees gevier. Hulle het aangegaan, maar tog, wat hulle nie besef het nie, was hulle baie male op die rand van 'n oomblik wat hulle hele lewe verander. En ek wil eintlik sê, dit is baie gevaarlik wanneer 'n mens so gewoond raak aan die wêreld, dat jy nie eers meer die stem van God hoor nie. Mense raak so gewoond aan die wêreld, mense raak so gewoond aan die gewoel en die gewerkskap en die alledaagse lewe, dit wat gebeur, jy weet, die alledaagse goed, dat die stem van die Here begin wegraak. En jy kom eers agter, jy hoor nie eens meer die stem van die Here nie. En weet jy wat is die gevaarlikste? Die gevaarlikste in 'n mens se lewe is wanneer sonde vir jou normaal begin voel. Wanneer sonde jou nie meer pla nie. Wanneer die sonde waarin jy wandel vir jou 'n normaliteit geword het. Waar dit nie meer enigstens jou tot berou bring nie, waar jy nie eers meer God vrees oor die sonde waarin jy wandel nie. Jou sonde is vir jou normaal. Dit is alledaags. Jy het so gewoond geraak daaraan. Dis 'n baie gevaarlike plek om jouself te bevind. Wanneer waarheid, God se waarheid, vir jou vreemd begin klink en voel, wanneer God se waarheid jou begin ontstel, wanneer die waarheid van die woord jou begin konfronteer, en wanneer die waarheid van God se woord jou 'n bietjie ongemaklik laat voel. Dit is 'n gevaarlike plek om te kom. Dit is 'n gevaarlike plek om te wees waar die teenwoordigheid van God nie meer heilig voel nie. Waar die teenwoordigheid van God in jou lewe nie meer is nie, waar jy God nie meer beleef in jou lewe nie. Waar jy die teenwoordigheid van God nie eers meer heilig nie, waar jy die teenwoordigheid van God nie eers meer respekteer nie, waar jy die teenwoordigheid van God
nie eers meer, ek wil eintlik sê, met respek behandel nie. Wanneer jy die teenwoordigheid van God nie meer as kosbaar sien en beleef nie. Wanneer die teenwoordigheid van God maar net vir jou 'n alledaagse ding geword het, wat vir jou maar net alledaags is. Dis 'n gevaarlike plek om te wees, as jy nie eers meer kan onderskei tussen wat heilig en onheilig is nie. As jy nie eers meer kan onderskei tussen wat reg is in God se oë en verkeerd is in sy oë nie. Wanneer jy nie eers meer kan onderskei wat God behaag en wat God nie behaag nie. Weet jy, ons leef in 'n tyd, en dit is eintlik 'n baie scary gedagte wat ek nou gaan sê. Ons leef in 'n tyd waar mense ongelooflik baie kennis het. Ongelooflik baie kennis het. Maar baie min onderskeiding. Ons leef in 'n tyd waar mense nie kan onderskei tussen reg en verkeerd, tussen son en nie sonne nie. Ons leef in 'n tyd waar mense nie kan onderskei wat is van God af en wat is nie van God af nie. Ons leef in 'n tyd waar boosheid alledaags geword het. Ons leef in 'n tyd waar die kerk en waar God nie eens meer teenwoordig is nie, vir ons 'n normaliteit is. Daar's min onderskeiding. Baie kennis, min onderskeiding. Een ding van die goeders wat ek ook vandag sien is, daar's baie godsdiens. Baie godsdiens. Maar daar's bitter min vrees vir God. Wat beteken die vrees van God? Respek. Respek vir sy teenwoordigheid. Respek vir sy gees. Daar's baie opinies vandag oor die Bybel, oor God, oor Bybelse onderwerpe, verskriklik baie opinies, maar bitter min waarheid. En mense kan nie eens meer onderskei tussen die waarheid en die leuen nie. Kinders van die Here val vir enige ding wat voorkom. Val vir baie opinies. As jy gaan kyk in vandag se tyd, word daar so baie opinies gepreek. Nie God se woord nie. Nie die waarheid nie. Mense skep vir hulle 'n God en 'n Jesus en 'n evangelie wat by hulle aanpas, wat hulle behaag, wat vir hulle goed klink op die oor. Hulle sit in kerke waar die ware evangelie, die woord van die kruis nie eens verkondig word nie, waar hulle allerhande ander goed geleer word. Hulle kan nie eens onderskei dat dit nie eens God se woord is nie. Mense raak vervalle in kultusgroepe. Jy kan sê, nie ek nie. Ek gaan vir jou sê, in Suid-Afrika is ons, wil ek sê, is die godsdiens, of ek wil eintlik sê, the religious sector, is bevark, is verontreinig met al die sektegroepe. Geen wonder, ons regering wil die kerke reguleer nie. Mense val vir enige gemors. Daar's baie opinies. Deesdae maak menslike opinies meer saak as God se waarheid, as God se woord. Want die waarheid is nie so gemaklik om te vat nie. En die grootste gevaar van alles is dat mense aan die slaap raak geestelik, sonder dat hulle dit eers besef. Hulle besef nie eers, hulle het geestelik aan die slaap geraak. En weet jy wat, geestelike blindheid gebeur nie net oornag, dit gebeur nie net skielik nie, dit is nie net boem, nou is jy ewe skielik van die pad af nie. Dit gebeur stadig maar seker, hoe meer jy toelaat, hoe meer jy luister, hoe meer jy daaraan betrokke raak, hoe meer jy jou uitgee vir 'n toffie, hoe meer gaan jy gekou word. En voordat jy jouself kan bevind, is jy so verblind, dat die waarheid vir jou offend. Dat die waarheid jou ongemaklik laat voel.
Laat die waarheid vir jou, dat jy ewe skielik aflag, 'n bespotting daarvan maak. Want 'n mens raak gewoond aan kompromie. Hoe meer jy gaan kompromieer met hierdie wêreld, hoe meer jy gaan kompromieer met opinies, hoe meer jy gaan kompromieer met sonde, hoe meer jy gaan kompromieer met valsheid, hoe meer jy gaan kompromieer met al hierdie goed, hoe minder sensitief raak jy daarvoor. Kom, ek gaan jou 'n voorbeeld, ek gaan net 'n simpel voorbeeld gee. As jy elke dag, as jy, die woord sê, jy moet oppas wat uit jou mond uitkom. As jy elke dag stories gaan kyk, waar daar snaakse goeders gepraat word, in ander tale, en jy laat dit toe, gaan dit daaraan vir jou normaal word. Raai wat? Jy gaan ook daaraan begin so praat. Mense raak gewoond aan kompromie. Ons kompromieer te veel. Ons wil te veel maar net sê, ag kom ons behou net die vrede. Mense raak gewoond aan wêreldsheid. Mense raak gewoond aan oppervlakkigheid, 'n oppervlakkige godsdiens. Mense raak gewoond aan 'n lewe sonder die vuur van God. Tot die dag waar God begin praat en ewe skielik alles verander. Ek wil eerstens gaan kyk, en ons gebruik hierdie verhaal van wat met Belsasar gebeur het, met die hand wat teen die muur geskryf het. En ons gaan kyk 'n bietjie na ons lewe van vandag, ons gaan kyk wat daar gebeur het, en ons vergelyk dit met die lewe van vandag. Kom ons kyk eers na die gevaar, ek wil eintlik sê van 'n lagende generasie. 'n Generasie wat lag, 'n lagende generasie. Ons lees dan vers 1 in Daniël 5. Hy sê koning Belsasar het 'n groot maaltyd berei vir sy 1000 maghebbers en in teenwoordigheid van die 1000 het hy wyn gedrink. Hierdie was nie net 'n gewone fees nie. Dit was nie net eintlik 'n gewone party nie. Hierdie was dieper as net 'n gewone fees. Babylon was hier in gevaar, in baie groot gevaar. Belsasar, sy koninkryk, alles waarvoor Babylon gestaan het, was in 'n baie groot gevaar. Die vyand was by hulle, hy was om hulle, hy het hulle reeds omsingel. Die Meders en die Perse het hulle al vir maande omsingel. Hierdie het gebeur omtrent 539 voor Christus. Sy koninkryk was bedreig. Die stad was omring. Maar wat gebeur binne in die paleis? Die gevaar is hier. Maar wat gebeur binne in die paleis? Daar was 'n party. Daar was musiek, daar was wyn, daar was vroue en byvroue, daar was wyn, daar was dronkenskap. Hoekom? Want mense dink maklik, ag, as ek hierdie gevaar sien nie, dis net nie ernstig nie. Ek is hier binne man, ek is veilig, die Eufraat is hier om my. Wat kan hulle my net doen? Hulle is, ag nee wat man, hulle is al maande hier om ons. Kan niks aan my doen nie. Ek is hier binne. En dis die mentaliteit van die mense van vandag. Hulle dink, baie Christene dink, hulle is untouchable. Baie Christene het so 'n bietjie van 'n arrogante gees. 'n arrogante houding. Ek sal nie mislei word nie. Ek sal nie val nie. Die woord van die Here sê, oppas, jy wat meen dat jy staan, dat jy nie val nie. Jy sê, dit is presies so hoe mense vandag leef. Kyk ons na die wêreld gebeure wat gebeur. Jesus het ons gewaarsku, hy het gesê, laat Matteus 24 kom, sy disippels om te sê, Here, wat is die teken van die koms en van die einde van die wêreld? En Jesus gee vir hulle die tekens. Mense sien dit vandag. Sien jy oorloë? Sien jy gerugte van oorloë? Sien jy pestsiektes? Né? Weet jy, sien jy hongersnode? Ek lees gister in 'n berig waar baie boere hierdie jaar sê hulle gaan nie plant nie.
as gevolg van die dieselpryse. Een boer het gesê, hy moet tot 6000 liter diesel 'n dag gebruik net om te ploeg en te saai, en hy kan nie plant nie. Ek wil vir jou sê, dit gaan nie makliker raak nie. Ons kyk, sien jy morele verval in die wêreld? Sien jy dat die wêreld moreel verval? Jy sien dit. Sien jy verwarring onder mense? Sien jy geestelike verwarring onder mense? Sien jy geestelike duisternis onder mense? Maar weet jy wat doen die kinders van die Here? Weet jy wat doen die kerk? Weet jy wat doen die Christene? Hulle gaan aan asof niks verkeerd is nie. Hulle gaan aan asof niks gaan gebeur nie. Hulle gaan aan asof niks besig is om te gebeur nie. En dis presies die vervulling van profesie. Want Jesus het dit self gesê. Ek gaan dit vir julle lees, Lukas 17, vers 28 tot 30. Lukas 17, vers 28 tot 30, ek gaan dit vir julle lees. Hoor wat sê Jesus, net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot. Hulle het geëet, gedrink, gekoop, verkoop, hulle het geplant en gebou. Maar op die dag toe Lot uit Sodom uitgaan, het vuur en swaal van die hemel af gereën en almal vernietig. Net so sal dit wees in die dag wanneer die seun van die mens geopenbaar word. Jy sien, die probleem was, kyk ons na Belsasar, kyk ons na die wêreld van daai tyd voor die vloed, kyk ons na die tyd van Lot, kyk ons na die tyd van vandag. Mense leef en het geleef sonder om God in berekening te hou. Hulle het geleef sonder om bewus te wees van die feit. As God gesê het, dit gaan gebeur, dan gaan dit gebeur. Baie mense se harte was vas in die wêreld, was vas aan plesier. Wat het Paulus vir Timoteus geskryf? In die laaste dae sal mense liefhebbers wees van genot, weer meer liefhebbers wees van genot as liefhebbers van God. Net soos wat in Belsasar gebeur het, hulle besef nie die erns van die saak nie. En weet jy wat? Dit is baie moontlik in vandag se tyd. Elke liewe dag gaan verby. Weet jy, ek weet nie vir julle nie, maar vir my, dit is asof tyd net vinniger loop. Dit is asof 'n dag te kort geword het. Jy kom nie meer by alles uit nie. Jy weet nie meer waar moet jy vat of waar moet jy los nie. En dit is baie moontlik om besig te wees. Dit is baie moontlik om self suksesvol te wees in jou lewe. Dit is selfs moontlik om godsdienstig te wees, om geld te kan maak, om voorsiening te kan maak. Dit is selfs moontlik om vermaak te geniet, om jou lewe te geniet. Dit is moontlik, maar weet jy wat? Jy kom nie agter dalk dat dit moontlik is dat jy geestelik besig is om dood te gaan nie. Want jy is so besig met ander dinge. En die tyd gaan so vinnig verby. En jy sien nie die gevaar dat jy besig is om geestelik agteruit te gaan nie. Dat jy besig is om geestelik te stagneer nie. Dat jy besig is om geestelik te sterf nie. En weet jy, baie mense dink die eindtyd gebeure gaan net oor die wêreld gebeure wat in die wêreld gebeur. Catch bietjie 'n wake up. Jesus het hier gesê. Hy het nie net gepraat van wêreldgebeure nie. Die mense mis die punt. Die wêreldgebeure moet gebeur, dit is wat gaan gebeur, maar dis nie waaroor die eindtyd gaan nie. Die eindtyd gaan oor Jesus wat besig is om 'n bruid vir hom voor te berei. Dis waaroor dit gaan. Met Babylon, die Meders en die Perse, was in voorbereiding om Babylon oor te neem. Dit is waaroor dit gegaan het. Wat doen Belsasar? Hulle hou 'n party. Hulle syp, hulle horeer. Ag man, we are untouchable. Ons is Babylon. Ons het die Eufrates in ons. Ons het hierdie stad gebou. We are untouchable.
Baie mense wat ek gesê, dink die eindtyd gaan net oor die wêreld gebeure. Raai wat, die pestsiektes, die aardbewings, die natuurrampe, die lewenskostes wat so verhoog word, die korrupsie, die oorloë en al die goed, dit moet gebeur. Dis nie waaroor die eindtyd gaan nie. As jy die Bybel gelees, as jy die hele Openbaring gaan lees, wat is die punt en die doel van Openbaring en van die eindtyd? Punt nommer 1 is Jesus kom vir 'n bruid. Dis dit. Punt nommer 2 is God wil Israel herstel. Dis waaroor dit gaan. God wil sy koninkryk kom vestig op hierdie aarde. En Babylon gaan val. Maar die grootste teken van die eindtyd is die geestelike slaap waarin mense verval en gaan verval. As ons gaan lees, dan lees ons in 2 Tessalonisense, dan sê hy, daar gaan 'n afval kom. Daar gaan 'n afvalligheid wees. Ons lees in Timoteus, dat in die laaste tye swaar tye sal kom, want mense sal liefhebbers van hulle self wees. En dan lys hy 'n klomp goeters daar. Jy sien, daar kom 'n geestelike slaap. As ons gelees in Tessalonisense, ons gaan later dit lees, dan sê hy, wees waaksaam. Hoeveel keer lees jy die Nuwe Testament, wees waaksaam, want die Here kom op 'n uur, dat jy hom nie verwag nie. Hoeveel keer lees jy dit in die Nuwe Testament? Wees waaksaam, wees waaksaam, wees waaksaam, wees waaksaam. So wat is die grootste waarskuwing van die eindtyd? Geestelike slaap. Jesus het ons daai voorbeeld gegee, toe hy gaan bid het in die tuin van Getsemane, het hy sê vir sy disippels, waak en bid. En wat het gebeur? Hulle het aan die slaap geraak. Wat beteken hy geestelike slaap? Mense verloor hulle passie vir die Here. Mense verloor hulle honger vir God. Mense verloor hulle passie vir die Here. Hulle verloor, ek wil eintlik sê, hulle honger vir gebed. Hulle verloor hulle honger om tyd saam met God in gebed te spandeer. Hulle verloor hulle honger om heilig te lewe vir die Here. Hulle verloor hulle passie om in waarheid te lewe en die waarheid te gaan soek. Hulle verloor die passie vir die woord van God. Hulle verloor die passie, hulle verloor die honger vir die teenwoordigheid van die Here, die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En mense se harte raak koud en verhard. Kyk hoe lyk die kerke vandag. Dit is hartseer. Maar laat die bokke nou 'n game speel daar. Dan gaan kyk jy lyk hy stadions. Laat hulle nou 'n party of 'n fees is, gaan kyk jy lyk dit. Daar's fout, mense. En as jy vir my kwaad raak oor wat ek nou sê, is presies wat ek in die begin gesê het. Die waarheid laat jou ongemaklik voel. Die waarheid irriteer jou. En wat was die gevaar wat Babylon nie raak gesien het nie? Wat het hulle nie raak gesien nie? Die gevaar. Babylon het sonde normaal laat lyk. Vir hulle was dit normaliteit. Vir hulle het hulle rebellie hulle laat lyk asof vir hulle gedink hulle is slim. Dit was hulle eie wysheid. In die meantime was dit rebellie. Hulle het heiligheid oudmodies laat wys. Weet jy, dit is mos heiligmaking en heiligheid en om heilig te lewe is mos oudtyds. Ag, moenie so oudtyds wees nie. Wees bietjie meer chill, wees bietjie meer cool, moenie so oudtyds wees nie.
Daar's 'n liedjie wat by my opkom wat hulle altyd wat hulle altyd gesê, give me that old time religion, give me that old time religion. Wat was die verskil? Babylon laat kompromie aanvaarbaar lyk. Dit lyk aanvaarbaar, dit is aanvaarbaar om te kompromieer met die wêreld en sy dinge. En weet jy, hierdie koning van Babylon, hulle verlustig hulle self in hulle sonde, in hulle hoererye. Hy maak sy manskappe en sy leiers en sy maghebbers, maak hy dronk. Hy laat hulle vergeet van hulle probleme. En stadig maar seker begin die mense te lag oor die dinge waaroor hulle vroeër bekommer het en oor gehuil het en oor gevrees het. Skielik word alles maar net gewoon. Ag man, is nie so erg nie. En dan skielik aan oorval 'n verderf hulle en word hulle onkant gevang. Die tweede ding wat ek oor wil kyk vanmôre is die sonde om heilige dinge gewoon te maak. Hier kry ons vir Belsasar aan vers 2 tot vers 4, wat sê by die genot van die wyn, hy sê toe hy nou lekker gesuip was, in plain Afrikaans. By die genot van die wyn het Belsasar bevel gegee om die goue en die silwer voorwerpe te bring, wat sy vader Nebukadnesar uit die tempel van Jerusalem weggevoer het, sodat die koning en sy maghebbers, sy vrou en sy byvroue daaruit kon drink. Toe het hulle die goue voorwerpe gebring wat uit die tempel van die huis van God in Jerusalem weggevoer was, en die koning en sy maghebbers, sy vroue en sy byvroue het daaruit gedrink. Hulle het wyn gedrink en die gode van goud en silwer en koper en yster, hout en klip geprys. Julle wat mense, hierdie bekers, hierdie items, was nie gewone bekers en gewone items nie. Dit het uit die tempel van God gekom. Dit was afgesonder, dit was geheilig vir die werk van God. Dit was heilige voorwerpe gewees, wat deur God geheilig is vir sy aanbidding, wat in diens van God was, wat afgesonder is, wat geheilig is vir God se werk, wat toegewy was aan God. En wat doen Belsasar? Hy vat dit wat heilig is, en hy gebruik dit vir sonde. Hy vat dit wat vir God toegewyd was, wat deur God geheilig is, wat vir God se aanbidding bedoel was, en hy gebruik dit vir sy wellustige sonde. Wanneer mense gaan ophou om God se heiligheid te respekteer, en hulle God disrespekteer, dan begin sy oordeel al klaar nader kom. Wanneer het daai hand teen die muur gekom? Na die disrespek van God. Jy sien die gees van Babylon, die attitude van Babylon, wil alles wat heilig is goedkoop maak. Wil alles wat heilig is ontheilig. Wil alles wat heilig is vir die varke gooi. Hulle wil aanbidding, wat bedoel was vir aanbidding, hulle wil aanbidding verander en vermaak. Nou wil ek in die kerk 'n bietjie vandag 'n bietjie praat. Hoeveel aanbidding het vandag ontaard in vermaak? Hulle wil waarheid verander in opinie. Hulle wil die kerk wêrelds maak. Die dinge van God wil hulle wêrelds maak. Die kerk wil verwêrelds. Wil soos die wêreld lyk, soos die wêreld klink. Hulle moet seeker-friendly wees, jy weet. Want ons leef in 'n tyd van vandag waar baie oor Jesus praat. Maar bitter min het nog die vrees vir hom. Daar is 'n verskil tussen om God te ken en om God te respekteer. Kom, ek gaan dit so sê. Daar is 'n groot verskil. Baie mense vandag in die kerk. Praat van die kerk, wie is die kerk? Ek en jy. Nou praat ek van die kerkinstansie ook. Gebruik die naam van Jesus, gebruik die bediening,
gebruik die gawes wat die Heilige Gees aan mense gee, gebruik aanbidding, maar dit word 'n tool van Babylon. Hulle harte is nie rein voor God nie. Hulle harte is nie rein voor God nie. Kom met worship leaders praat. Jy wat dalk daar die voorsangers, jy wat dalk daar in die kerk die aanbidding lei. Jy kan nie Saterdag aand wil gaan hoer en remoer en sokkie bokkie, ek lei jou klokkie en dan Sondagoggend dan wil jy mense in God se teenwoordigheid inlei nie. Mense speel met heilige dinge. En ek dink die moderne kerk, en as ek praat van die moderne kerk, julle verstaan wat ek bedoel, het maar net soos Babylon geword. Daarom is daar baie min vrug in daai kerke, baie min krag van God. Gaan kyk 'n bietjie in die Ou Testament. As mense in God se teenwoordigheid ingekom het, weet jy wat, hulle het gebewe in die teenwoordigheid van die Here. Hulle het op hulle aangesigte geval voor die Here. Vandag behandel mense God net asof hy maar net nog 'n deel van hulle lewe is. Asof hulle lewe, of ek wil eintlik sê, God is maar net deel van hulle lewe. Asof God om hulle lewe draai. Laat ek vir jou een ding gou vertel. Kom ons kyk na die moderne tyd waarin ons leef. Baie mense dink God is hulle iets verskuldig. Ek wil sê God is nie net belangrik vir ons nie. God is absoluut heilig. En in die laaste dae, dit is die gevaar en die probleem van die laaste dae. Gaan nie net wees dat die wêreld boos raak nie. Ons weet die wêreld gaan boos raak. Ons lees die wêreld gaan boos raak. Ons weet die wêreld is in die hand van die bose. Maar weet jy wat is die ergste? Die kerk het gemaklik geraak met die bose. Die bose is al in die kerk. Wat het heiligheid met onheiligheid te doen nie? Onreinheid met reinheid. Wat 'n gemeenskap het lig met duisternis? Jy sien, vandag tyd word die kerk seeker friendly. Polities korrek. Vandag word die kerk 'n prosperity organisasie. Vandag word die kerk maar net 'n social club, 'n social byeenkoms. 'n heilige kliekie. Hierdie heilige klieks in die kerke moet ophou. Jy is besig met Babylon. Die kerk is veronderstel om 'n liggaam te wees. Die liggaam van Christus. Kom ons kyk uit die hand daar teen die muur. Aan vers 5 tot vers 6 sê hy, op dieselfde oomblik het daar vingers van 'n mens se hand tevoorskyn gekom en teenoor die kandelaar op die kalk van die muur van die koninklike paleis geskryf, en die koning het deel van die hand gesien wat geskrywe het. Toe die gelaatskleur van die koning verander en sy gedagtes het hom verskrik en die gewrigte van sy heupe het losgeraak en sy knieë het teen mekaar geslaan. Kan jy jouself dit imagine? Jy is ook so lekker besig om te sokkie bokkie, ek lê jou klokkie, dan kom maar 'n hand teen die muur en hy skryf vir jou. Een oomblik lag almal, maak 'n bespotting van alles. Een oomblik hoer en remoer hulle nog en next moment. Dan slaat daar 'n heilige vrees oor almal daar uit. Almal is skoon nigter geskrik. Hoekom? Want is God wat praat. En wanneer God begin praat, verloor die wêreld sy vals vrede. Wanneer God begin praat, en die stem van God begin praat, en die woord begin praat, dan staan die vals ding sommer uit. Dan word die valsheid sommer beskaam. Dan word hy sommer geopenbaar. Hy word sommer belaglik gemaak openbaar.
Daai vals motiewe val ewe skielik weg. Ewe skielik word die waarheid geopenbaar. En weet jy, die mens van die wêreld, en as ons kyk die wêreldheersers en alles, hulle dink hulle beheer alles. Die regering dink hulle beheer alles. Politikuste dink hulle beheer alles. Jy sal eendag voor 'n lewende God te staan kom, en jy sal die hand van God beleef. Ons kyk wat in die wêreld aangaan. Waar pas, ek wil vir jou sê, die mens van die wêreld dink hy beheer alles. Plaas hulle self op troontjies. Hulle wil die wêreld beheer deur die ekonomie, deur tegnologie, deur die politiek, deur mag. Hulle wil die kerk ook beheer. Maar weet jy wat, hulle vergeet wie eintlik in beheer is. Hulle vergeet wie in beheer is. Wie is eintlik die koning van die heelal? En moenie met 'n lewende God mors nie, want vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Ek wil vir jou sê, een aanraking van God verander alles. Met een skryf aan die muur het die lot van Babylon verander, net so, in 'n oogwink, in 'n oomblik. En Belsasar het gedink sy paleis is veilig. Hy het gedink die Meders en die Perse kan hom niks doen nie. Hy het God buite rekening gehou. Terwyl hy fees vier, terwyl hy besig was om dronk te word en God te beledig en te belaster, was die vyand, sy vyand, reeds besig om die stad binne te kom. Toe hy handskryf, was sy vyand alreeds besig om in te kom. Mense voel veilig in vandag se tyd. Hulle voel veilig. Want hulle het geld, hulle het stabiliteit, hulle het versekering. Hulle is voorbereid. Jy het mos status. Jy het mos kennis. Jy het mos invloed, jy het mos planne. Jy is onder hierdie vals oortuiging. En jy glo steeds dat God aan jou kant is. Jy is gereed vir die lewe, maar jy is nie gereed vir die ewigheid nie. Ek wil weer sê, kan in hierdie lewe hoe gereed maak. As jy God buite rekening hou, is jy nie gereed vir die ewigheid nie. Hierdie wêreld gaan tot niet gaan. Hierdie Babylon gaan val. En mense hou hulle besig met Babylon. Kinders van die Here hou hulle besig met Babylon. Hulle hou hulle besig met die dinge van die wêreld. Hulle hou hulle besig met die sonde van die wêreld. Hulle hou hulle besig met die verlusting van die vlees. Hulle hou hulle besig met die dinge met onreg wat God in sy gesig bespot en belaster. Kinders van die Here is besig om God in sy gesig te smaad. Ek praat met Christene. Jy wat dink jy is so heilig en jy loop op eiers. Jy's gereed vir die lewe, maar jy's nie gereed vir die ewigheid nie. Want as daai hand vanaand in daai muur kom skrywe, wat gaan hy oor jou skrywe? Ek wil vir jou sê, jy moet een ding besef. Jy speel nie met 'n lewende God nie. Maak nie saak wie jy is in hierdie wêreld nie. Jy kan die president wees, jy sal tot 'n val kom. Jy kan hoe ryk wees, jy sal tot 'n val kom. Kom ek gaan vir jou sê, jy kan wie wees, jy kan wat 'n reputasie hê. Jy kan dink jy's hoe slim, jy kan wat 'n kwalifikasie hê. Jy kan wat 'n graad in jou naam hê. Jy kan selfs 'n visgraadjie hê. Ek gaan vir jou sê, as jy God buite rekening hou,
jy sal tot 'n val kom. Want daai hand het reeds aan daai muur geskrywe. Jy sien, mense is nie gereed vir die ewigheid nie. Kyk ons dan vandag na die wêreld, die mindset. Mense is meer bekommerd oor materialisme en om by mekaar te maak en om, weet jy wat, ek wil vir jou een ding sê, die grootste tragedie in hierdie wêreld is nie om arm te sterf of om te sterf as jy niks het nie. Kan ek vir jou iets vertel? Die grootste tragedie van hierdie lewe is as jy sterf sonder Jesus, as jy sterf sonder God. Jy sien, daai skrif teen die muur het beteken, en Daniel het vir Belsasar gesê, God het klaar gesien, God het klaar geweeg, en God het klaar besluit. Die skrif vir hierdie wêreld, hierdie bose wêreld waarin ek en jy leef, raai wat? Die hand teen die muur is alreeds geskryf deur die hand van God. Ek gaan dit dan vir jou wys. Die hand van God het reeds teen die muur van hierdie bose wêreld geskrywe. Sy oordeel is klaar. Hy het klaar gesien, hy het klaar geweeg en hy het klaar besluit. Die skrif is reeds teen die muur en die woord het reeds vir ons woord vir woord presies gesê wat gaan kom, wat gaan gebeur en hoe dit gaan gebeur. Maar weet jy wat doen die kerke wêreld? Wie doen Christene vandag? Hulle ignoreer dit. Hulle maak soos Belsasar. Hulle sien die skrif teen die muur. Hulle weet dit. Maar hulle gaan aan. Asof daar nie geskryf is nie. Baie mense dink, omdat God nie onmiddellik oordeel nie, dat God nie raak sien nie, dat God dit geïgnoreer het. God se stilte beteken nie sy goedkeuring nie. Hoor op mooi wat ek wil vandag sê. Daar gaan 'n dag kom, daar gaan 'n oomblik kom, waar daai waarskuwing teen die muur eindig. En waar God die skrif wat geskrywe is aan die muur gaan vervul. En waar hy gaan afhandel wat hy geskryf het. Kom ons kyk na die skrif van die muur. Vers 24, hy sê, toe is deur hom die deel van die hand gestuur en hierdie skrif geskrywe. En dit is die skrif wat geskrywe is, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Hierdie was nie net 'n vreemde paar woorde nie. Dit was 'n hemelse godspraak. Hoor mooi. God skryf met sy eie hand. Ja, is 2 plekke in die Bybel waar ons lees waar God met sy hand geskryf het. Die eerste een, die 10 gebooie, en die tweede, hierdie. Mene, dat sê God het getel. God sê, ek het getel. Luister, nou moet jy, kind van God, luister en baie mooi. Die Here sê, ek het getel. Ek het jou dae getel. Jou dae is in my hand. Hoor mooi. Baie mense leef vandag asof hulle vir altyd gaan leef. Elke asem wat jy vandag vat is net genade. Elke dag wat jy opstaan is net genade. Elke uur wat jy leef, elke sekonde is net genade. Niemand weet die dag, die uur, die oomblik, die sekonde wanneer hulle gaan sterwe nie. En die gevaar van die eindtyd waarin ons leef,
ek wil eintlik sê voor die vernietiging, voor die aanval, is dat mense uitstel. Nie een van ons weet nie. God sê jou dae is getel. God weet hoeveel dae het ek en jy oor om nog te lewe. God weet hoeveel dae het ek en jy dalk nog by die aarde, sou Jesus vertoef om te kom, om te lewe. Selfs God, die Vader lewe, hy sê, van daardie dag en daardie uur weet niemand, nie die engele, nie die seun nie, maar slegs die Vader alleen. God weet hoeveel dae daar nog oor is voor Jesus gaan terugkom. Ek en jy weet dit nie. Maar ons leef asof dit nie gaan gebeur nie. Want ons sê, ek sal later regmaak by die Here. Ek sal later ernstig raak. Ek sal later meer kerk toe gaan. Ek sal later meer bid. Ek sal later meer my hart weer vir die Here gee. Ek sal later weer terugkom na die Here toe. In baie gevalle het later nooit geword nie. Belsasar gedrink, hy het die heilige artikels gebring, hy het sy hart vrolik gemaak, hy het gesuip geraak, hy het gekeier geraak, ag, môre is nog 'n dag. Weet jy wat, hulle omring ons al vir maande, man. Kom ons los hulle, man, ons vergeet hulle, kom ons geniet vanaand ons aand. Ons is veilig. Belsasar het nie 'n môre gehad nie. Daar dieselfde nag het hy geval. Van sy dae was getel. Kan ek julle gou iets sê? Maak jou Bybel oop in Lukas 12. Maak jou Bybel oop in Lukas 12. Belsasar se dae was getel. Mene. Kan jy met vir jouself bietjie sê? Skryf dit sommer aan jou Bybel, my dae is getel. God weet hoeveel dae het ek nog oor om te leef. Maar weet jy wat, ek self het al langs grafte gestaan van jong mense, van ou mense, mense in die vleur van hulle lewe. En ek gaan nou iets sê, maar ek bid, en ek hoop van harte ooit, ek hoef nooit 'n klein kindjie soos dit se begrafnisdienste bebaartig nie, want, joh, 4 maande, jou dae is getel. Hoeveel dae het jy om te leef? Kan jy sien, dit is genade dat jy nog hier sit? Jesus sê dieselfde. Lukas 12 vers 16 tot 21, hy sê, toe vertel hy hulle hierdie gelykenis, 'n ryk man se grond het goed gedra. Hy het by homself geredeneer gesê, wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Toe sê hy, dit sal ek doen, ek sal my skure afbreek en groter bou. Ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. En ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem rus, eet, drink, wees vrolik. Klink dit soos Belsasar? Maar God het aan hom gesê, jou dwaas. In hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis. En wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit wees? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. Daarom sê Jesus, moenie vir jou skatte by die aarde bymekaar maak waar mot en roes dit kan verniel en waar diewe kan inbreek en steel, en maak vir jou skatte in die hemel bymekaar. Jy sien, waarvoor leef jy? Jou dae is getel. Kind van God, hoeveel dae is daar nog oor voordat Jesus gaan kom? Niemand weet nie. Kind van God, hoeveel dae het jy nog oor om te lewe? Te kel. Geweeg en te lig gevind. Weet jy wat, hierdie is die diepste deel van hierdie hele hoofstuk. Want God weeg nie 'n mens soos wat 'n mens weeg nie. Dit wat God weeg is anders as wat die wêreld weeg. Weet jy hoe weeg die wêreld? Weet jy wat is die weegskaal van die wêreld?
En ek wil hê die jong mense moet ook mooi luister. Weet jy, as die weegskaal van die wêreld, hoe suksesvol jy is, wat jy bereik het in die lewe. Wat het jy agter jou naam? Hoe lyk jou voorkoms? Hoeveel geld het jy in die bank? Hoe populêr is jy? Met wie is jy vriende? Met wie is jou kontakte? Weet jy almal, wat het jy bereik in die lewe? Wat se invloed het jy in hierdie lewe? Dis wat die wêreld weer opweeg. Wie suksesvol is en wie is nie suksesvol nie. Dis die wêreld se opweeg en die wêreld se standaard. Maar weet jy wat is God se standaard? God weeg anders. Toe God vir hom gesê het, te kel, jy's geweeg en te lig bevind. God weeg anders. God se weegskaal kyk na waarheid. God se weegskaal kyk na die waarheid. Wie is die waarheid? Jesus Christus, hom as gekruisigde. God kyk na dit. God kyk na die waarheid van sy woord. God kyk na gehoorsaamheid aan die Heilige Gees. God kyk na gehoorsaamheid. God kyk na reinheid. God kyk na liefde vir hom. God kyk na die ywer. God kyk na jou heiligmaking. Maar meer en deur God kyk deur die lens van die evangelie. God sien die hart van die mens. God kyk na die vrug van die Gees. Galasiërs 5 vers 22, wat is die vrug van die Gees? Wat se vrug dra jy, kind van die Here? Jy wat die naam Christen dra, as God jou moet weeg, sal hy vir jou ook sê, jy is te lig bevind? Hoeveel van God se vrug dra jy? Hoeveel van God se gewig is jy mee gevul? Of is jy gevul met die gewig van die wêreld? As die wêreld jou moet weeg, slaag jy? Of as God jou moet weeg, slaag jy? Belsasar was 'n indrukwekkende koning voor mense. Hy was 'n verskriklike indrukwekkende koning voor mense. Maar voor God was hy leeg. Hy was te lig bevind. Jy sien, dit is baie moontlik, hoor vandag wat ek vir jou sê, om kerk toe te gaan. Dis baie moontlik om Bybel te lees, om liedjies te sing. Jy kan preek, jy kan 'n titel agter jou naam hê, jy kan 'n ampt dra, ek gee nie om, jy kan geestelik lyk, whatever. Dit beteken nie jy het ware olie in jou nie. Ek hoor vanmôre wat ek sê. Dit beteken nie jy het ware olie in jou nie. God soek nie net jou emosie nie. Hy soek nie net jou dade nie, hy soek jou hart. Hy soek jou hart. Waarvan jou hart van vol is, sal jou lewe ook van oorloop. Jy sal die vrug dra wat by die bekering pas. As Jesus in jou leef, sal jy jou lewe leef vir hom. Dis waar jy die vrug van die Gees vandaan kry. Dis jy alle ander goeders gaan leef. Nie omdat jy getraai het nie. Nie omdat jy getraai het nie. Dis die vrug, dis die gewig van God wat jy sal dra. Dis waarna God kyk, dis hoe God weeg. Hy soek waarheid in jou binneste. Hy soek 'n ware en 'n lewende oorgegewe lewe. Weet jy wat sien ek in die eindtyd kerk? In die eindtyd, die kerk het baie geraas. Hulle lawaai verskriklik, maar het min gewig. Daar's min gebed, min heiligmaking, min gebrokenheid voor die Here. Daar's min ontzag vir God. Min. En God sê, te kel. Jy sien, die moderne kerk van vandag, en baie van die kinders in die kerk van vandag, het humanisties geword. Baie kerk het humanisties geword. Dit gaan oor om mense te behaag. Dit gaan oor om die mens te behaag, nie om God te behaag nie. Alles moet ons gaan oor hulle. Kyk, as jy nie doen wat ek sê nie, pastoor of dominee, dan vat ek my 10 en ek waai, ag, staan sommer nou op en gaan. Daai deur is oop, hamba, dan gaan jy, vat jou 10 sommer saam.
Wie dink die mens is hulle om God te wil dreig? Die mens dink hulle dra God. God het niks van jou nodig nie, man. God het niks van jou nodig nie. Wie is jou voorsiener? Wie is jou God? Wie na jou kyk? Van wie af is jy afhanklik? God is nie afhanklik van jou nie. Hy sê in die een gedeelte in die woord, as ek honger het, gee jy my iets om te eet. Dink jy nou jou offertjies versadig my? As ek nou soveel woorde te gesê het. Dis wat hy sê daar so, ja. By einde van die dag wil ek vir jou sê, mense moet ophou met die mentaliteit te jy doen God 'n guns. Te kel. Jy is geweeg en te lig bevind. En oefarsien. Farsien beteken verdeel. Weet jy wat, waar God nie meer, luister nou baie mooi, waar God nie meer betrokke is nie, daar begin dinge uit mekaar uitval. Waar het ons land begin uit mekaar uitval? Toe God nie meer in die regering is nie. Waar het ons skole begin uit mekaar uitval? Toe God nie meer in die skole betrokke is nie. Wanneer val ons huwelike uit mekaar uit? Weet jy wat, ek sit elke dag werk ek met mense. Pastoor, my huwelik val uit mekaar uit. Goed, sê gou vir my, waar is God in jou huwelik? Pastoor, my gesin breek uit mekaar uit, my val uit mekaar uit. Waar is God in die orde van die huis? Waar is God se orde in jou huis? Waar is God se orde in jou huwelik? In jou lewe val uit mekaar uit. Hoe word God se woord toegepas in jou lewe? Pastor, ek weet nie eens meer wat is die waarheid nie. Waar is God se woord as jou riglyn? Hoe pas jy dit toe? Jou identiteit, wie jy is. Jy weet nie eens meer wie jy self is nie. Met wie assosieer jy jou? Kyk ons in die wêreld. Ons regerings val uit mekaar uit, ons land val uit mekaar uit, die nasies val uit mekaar uit. Waar is God? Waar is God daar betrokke? Hoeveel is God daar betrokke? Jy sien, daar kom morele verval in die wêreld. En daar is 'n morele verval in ons huise, in ons kerke, in ons samelewing. Hoekom? Want God word geïgnoreer. God word geïgnoreer. Hy word op sy geskuif en dan verwag jy alles moet staande bly. Weet jy wat? Almal wil gaan. En nou gaan ek 'n ding hierso reguit sê. Pastoor, ek het bevryding nodig van dit en van dat en van dit. Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Wie die seun vrygemaak het, sal waarlik vry wees. Kry God se orde in jou huis. Weet jy wat, met al die beradings en al die goeders wat mense soek, ek trek 'n streep deur met een vers, Matteus 6 vers 33. Soek eers die koninkryk van God, die heerskappy, die koningskap van God in jou lewe en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Begin toe te pas wat God se woord leer. Man en vrou, hoe moet julle mekaar behandel? Hoe moet kinders julle ouers behandel? Hoe moet julle huishouding wees? Hoe moet jy jou finansies ran? Hoe moet jy by jou werk wees? Begin dit toe te pas in jou lewe. Dit help jy hoor die woord en jy pas dit nie toe nie. Jy hoor preek, dan preek, dan preek, dan preek, dan preek. Wanneer verander jy? Wanneer begin jy toe te pas wat jy geleer het? Dis hoekom daar nie verandering kom. Ou pastoor, ek het getraai, maar dit het nie gewerk. Jy lieg, man. Jy het niks getraai nie. As God teenwoordig is, moet duisternis vlug. Hoor vandag wat ek vir jou sê. Duisternis kan nie staan waar God se lig is nie. Weet jy hoekom verander dinge nie? Want jy wil nie verander nie. Weet jy hoekom kom daar nie herstelling nie? Want jy wil nie herstelling hê nie.
Weet jy hoekom kom nie vrymaking nie, want jy wil gebonde bly. Mense wil net die victim mentaliteit speel. In plaas van om op te staan en te sê, die Here het my 'n nuwe skepsel gemaak. Ek word 'n nuwe skepsel in Christus. En ek gaan begin toepas. En ek gaan begin doen wat sy woord sê. Wat noem julle my Here, Here? Maar julle doen nie wat ek sê nie. Jy sien, wanneer die samelewing, wanneer die mens, wanneer die kerk, wanneer Christene, wanneer wie ook al God verwerp, die woord van God verwerp, sy insettinge verwerp, begin alles uit mekaar uit te val en alles verbrokkel. Dit is juist die evangelie, die woord van die kruis, die krag van die volbringde werk van Jesus, wat ons aan mekaar hou. Dis juist dit wat ons by mekaar hou. Want sonde vernietig altyd. Wat sê Romeine 6 vers 23? Die loon van die sonde is die dood. Hy sê, maar, die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes. Johannes 10 vers 10, dan sê Jesus, maar ek het gekom, dat jy lewe en oorvloed kan hê. Wie dien jy? Ek het jou gesê, die skrif vir hierdie wêreld is reeds aan die muur. En as jy gaan lees in 2 Petrus 3, dan sê hy daarso vir ons, dat die wêreld gaan dink, ag man, alles gaan aan, dit gaan nie wees nie. Jy weet, daar gaan stryery wees oor die koms van Jesus, daar gaan stryery wees oor die wegraping, daar gaan stryery wees oor die eindtyd, almal stry met mekaar en beklei met mekaar, daar gaan almal se opinies wees, hierdie kerk, daardie kerk, jou kerk, my kerk, daardie ding, wie's reg, wie's verkeerd, wara. Op die einde van die dag, weet jy wat, gaan gooi eerder 'n boksmaarties uit op die gras en hou jouself besig, want jy's besig met nonsens. Kom by die kruis uit. Kom buig jou knie by die kruis van Jesus. Word 'n nuwe mens. Word vervul met die Heilige Gees. Maak 'n keuse vir Jesus, dien hom. Net soos wat Elia vir die volk gesê het, as Baal God is, dien hom, maar as God is, dien hom. Maak 'n keuse. Hoe lank wil jy nog hink op twee gedagtes? Maak 'n keuse. Jy sien, die tekens is oral. Die liefde van die mense verkoel. Die waarheid word verwerp, misleiding neem toe en word al hoe meer. Mense raak meer lief vir plesier en vir genot as vir God. Mense gee meer om oor die dinge van die wêreld as die dinge van die Here. Mense het meer verskonings om die Here te dien as enigiets anders. Die kerke raak oppervlakkig, woordprediking raak oppervlakkig, raak people pleasing, word oorstrelend, word net om net almal net positiewe energie te gee. Die mensdom verval. En die wêreld raak meer boos en boos en boos en boos. En dit is alles voor God se aangesig. Jy sien, en as jy gaan lees in Openbaring, waar die toorn van God op hierdie aarde uitgegiet gaan word. Wil ek vir jou sê, hy sê, want weet jy wat, my grimmigheid het opgevlam in my, dit het in my neus opgevlam. Dit bedoel van, God wat 'n langmoedige God is. As hy op 'n punt kom, waar hy sê, tot hier toe nie meer verder nie. My grimmigheid het nou uitgekom. Dag vir dag word God geterg voor sy aangesig. Nie net deur die wêreld nie, maar selfs deur die kerkewêreld. Deur sogenaamde Christene. Dit wat veronderstel is om heilig te wees, word verhoer deur hierdie bose wêreld. Jesus waarsku. Nou Matteus 24, die eerste ding wat hy vir sy disippels sê, toe hulle vir hom sê, Here, wat is die teken van die koms? Pas op dat niemand julle mislei nie. En die grootste gevaar van hierdie dae is misleiding. Jy sien, die Heilige Gees roep 'n bruid,
wat gereed is, 'n bruid wat wakker is, 'n bruid wat gevul is met die olie van die Heilige Gees, 'n bruid wat in heiligheid wandel, 'n bruid wat met onderskeiding loop, 'n bruid wat met vuur in haar binneste wag op die koms van die bruidegom, 'n bruid wat rein van hart en van gewete is. Jesus kom nie terug vir 'n wêreld gelykvormige kerk nie. Hy kom terug vir 'n heilige bruid wat in gereedheid op hom wag. Die skrif is aan die muur. Weet jy wat is vir my die skrikwekkendste van hierdie hele verhaal? Van hierdie hele gebeurtenis van Belsasar, met die skrif teen die muur. Die skrikwekkendste vir my, is nie die feit, dat 'n hand teen die muur geskryf het nie. Vir hulle was dit. Vir my was dit nie die skrikwekkendste gedeelte nie. Vir my was die skrikwekkendste deel, dat niemand geluister het of ag gegee het, op alles, voordat die hand eers geskryf het nie. Hulle het alles gesien, hulle het alles beleef, maar daar was nie 'n verandering nie. Hulle het die waarheid tot hulle beskikking gehad, daar het hulle vir Daniël gehad. Dit wil vir my sê, hulle het dit verwerp wat hulle geteach was. Hy het daar Daniël self om herinnering gesê, jou vader Nebukadneser het erken dat God is. Hulle het die getuienis gehad. Hulle het dit verwerp. Dis die skrikwekkendste vir my. Dis nie die hand wat geskryf het nie. Hy kon omgedraai het. Hy kon. Die waarskuwings was daar, die tekens was daar, die voorbeelde was daar, maar Babylon het aangehou lag, hulle het aangehou om God te bespot, hulle het aangehou om dit wat heilig is, onheilig te maak. En die wêreld vandag is weer besig om te lag en te spot, net soos Babylon. Maar raai wat, die skrif is reeds aan die muur. Die skrif is reeds teen die muur, ek gaan dit nou vir jou wys. En die vraag is nie of Jesus gaan terugkom nie, want hy sal. Hy het so gesê. Die vraag is jy gereed? Ek gaan nou 2 gedeeltes lees. Maak vir jou op in 1 Tessalonisense 5 en dan Openbaring 18. En dan gaan afsluit by die 2 gedeeltes. Maar 1 Tessalonisense 5. Hoor mooi wat die woord van die Here nou hierso sê. Ek sê weer is die vraag is nie of Jesus gaan terugkom nie. Die stryery vandag se tyd onder die kinders van die Here is of Jesus nou gaan terugkom of nie. Wanneer dit gebeur? Voor die verdrukking, middel van die verdrukking, einde van die verdrukking, maar hou op met daai nonsens. Wees gereed want hy gaan kom. Dit maak nie saak nie, ongeag hy gaan kom. En as daai bassein gaan blaas, is jy gereed. Jy kan stry tot jy blou is. Lees wat die woord sê in aangeval vir jou wat gaan gebeur. Die feit van die saak bly staan is net, waarmee is jy besig? Jy sien al hierdie dinge, jy hoor al hierdie dinge, man. Weet jy wat vir my die ergste van alles is? Die kinders van die Here vat hierdie ernstig op nie. Jy sien die dinge in die wêreld gebeur. Hoeveel keer gaan jy nog, weet jy wat, daar gaan 'n dag kom, wat jy elke liewe woord wat jy gehoor oor hierdie boodskappe dit gaan jou herinner. Dan gaan jy sê, plek sit ek maar net geluister, ek het tyd gehad, maar weet jy wat, die skrif, jy wag vir daai hand om te kom om die skrif te skryf, raai wat, die skrif is reeds geskryf. Kom ek gaan vir jou sê, luister al 1 Tessalonisense 5 van vers 1 tot vers 10. Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie. Hoor wat hy sê, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom, net soos die vir die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan val 'n skielike verderf hulle soos die baarmoeder 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle broeders is nie in duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of van die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees, want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word, is in die nag dronk. Maar laat ons wat in die dag is nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid, want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons
of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. Jy sien, daar kom 'n dag, dat Babylon gaan val, maak vir oop in Openbaring 18. Daar gaan 'n dag kom, waar Babylon gaan val, die skrif is reeds aan die muur, die skrif is reeds aan die muur, die hand het reeds geskrywe, God het vir Johannes gesê, skryf. Hoor wat ek sê, God het vir Johannes gesê, skryf. Hy wie ore het, laat hom hoor. Die skrif is reeds aan die muur. Jy moet die keuse maak, gaan jy deel wees van Babylon wat gaan vergaan, of gaan jy deel wees van die bruid wat die val van Babylon gaan mis. Jy moet kies. Openbaring 18 vanaf vers 1, hy sê na hierdie dinge, en hoor nou mooi wat hy hiervan praat, het ek 'n engel sien neerdal uit die hemel met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, geval het die groot Babylon, en dit het geword 'n woonplek van duiwels, en 'n versamelplek van allerlei onreine geeste, en 'n versamelplek van allerlei onreine en haatlike voëls. Stop het gou daar. Dit gebeur op hierdie aarde. Die wêreld se stelsel gaan so verval. Kyk wat sê hy, en ons sien al reeds baie van hierdie goed in plek. Hy sê, omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, stop het daar. Klink dit vir julle soos wat met Belsasar gebeur het? Klink dit vir jou soos wat met Belsasar gebeur het? Hy sê, en die konings van die aarde met haar gehoreer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van al haar weelderigheid, en ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê, en van haar pla ontvang nie. Want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtighede onthou. Vergeld haar soos sy ook julle vergeld het, en verdubbel dit vir haar volgens haar werke. Skink vir haar dubbel in die beker waarin sy geskink het. Na mate sy haarself verheerlik het en weelderig geleef het, na die mate moet julle haar pyniging en droefheid aandoen, omdat sy in haar hart sê, ek sit as koningin en is geen weduwee nie, en droefheid sal ek nooit sien nie. Jy sê, dis 'n wêreld wat dink, hulle hou nie God in rekening hierso nie. En dan sê hy, daai oordeel gaan verdubbel wees. Jy dink jy het God bespot, Babylon, jou oordeel sal verdubbel. Dan gaan hy verder, hy sê, daarom sal haar pla op een dag kom, dood en droefheid en honger, en met vuur sal sy verbrand word, want sterk is die Here God wat haar oordeel. En die konings van die aarde wat met haar gehoreer en weelderig geleef het, sal oor haar ween, en oor haar weeklaag, wanneer hulle rook van haar verbranding sien. Terwyl hulle ver weg staan uit vrees vir haar pyniging, en sê, wee jou o groot stad Babylon, o sterk stad, want in 1 uur het jou oordeel gekom. En die handelaars van die aarde sal ween en rou bedrywe oor haar, omdat niemand hulle koopware meer koop nie. Koopware van goud en silwer en edelgesteentes en parels en fyn linne en purper en sy en skarlaken en allerlei geurende hout en allerlei voorwerpe van die voor en allerlei voorwerpe van die kosbaarste hout van koper, yster en marmer. Ek wil gou daar stop. Wat het Daniël vir hulle gesê toe vir hom al die goed wil gee? Hou dit. En kaneel en reukwerk en salf en wierook en wyn en olyfolie en fynmeel en koring en groot vee en skape en van perde en waans en slawe en mense siele. En die vrugte wat jou siel begeer het van jou van gewyk. En al jou blinkende en die skitterende dinge het van jou gewyk en jy sal dit nooit weer kry nie. Die handelaars en hierdie dinge wat van haar ryk geword het, sal ver weg staan uit vrees vir haar pyniging, terwyl hulle ween en rou bedrywe en sê, wee die groot stad wat bekleed was met fyn linne en purper en skarlaken en versierd met goud en edelgesteentes en parels, omdat in 1 uur soveel rykdom verwoes is. En elke stuurman en die hele menigte op die skepe en die matrose en almal wat die see bevaar, wat ver weg gaan staan, en hulle het uitgeroep toe hulle die rook van haar verbranding sien en gesê, watter stad is soos die groot stad? En hulle het stof op hulle hoofde gegooi, onder die geween en weeklaag uitgeroep en gesê, wee die groot stad waarin almal wat skepe op die see het deur haar kostelike skatte ryk geword het, want dit is in 1 uur verwoes. Verbly jou oor haar, o hemel, en o heilige apostels en profete, omdat God julle oordeel aan haar voltrek het. Jy sien, moenie met God speel nie.
En een sterk engel het 'n klip opgetel soos 'n meelsteen en het in die see gegooi en gesê, so met 'n vaart sal Babylon, die groot stad, neergegooi word en nooit meer gevind word nie. En die stem van die siterspelers, die sangers, die fluitspelers en basuinblasers sal nooit meer in jou gehoor word nie. En geen kunstenaar van enige kuns sal ooit weer in jou gevind word nie. En die geluid van die meel sal nooit meer in jou gehoor word nie. En die lig van die lamp sal nooit meer in jou skyn nie. En die stem van die bruidegom en die bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie, want jou handelaars was die grootes van die aarde, want deur jou towery is al die nasies verlei. En die bloed van die profete en die heiliges is in haar gevind, en van almal wat op die aarde gedood is. Nou kyk dan gaan hy aan Openbaring 19 vers 1 en 2, hy sê, en na hierdie dinge het ek iets gesien soos 'n groot stem van 'n groot menigte in die hemel gehoor, wat sê, halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer, die krag en aan die Here onse God, want sy oordeele is waaragtig en regverdig, want hy het die groot hoer geoordeel wat die aarde met haar hoerery verderf het, en hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek. Hierdie bose wêreld, hierdie Babylon waarin ons leef, hierdie Babylon struktuur van hierdie wêreld, wat in die mag van die antichrist is, en gaan wees, wat in die mag van die duiwel is, waar die Here op sy gesit is en bespotlik gemaak is, hierdie Babylon gaan val. Hier het God alreeds sy oordeel geskrywe. Die skrif is aan die muur. Die vraag is net, gaan jy deel wees van hierdie Babylon? Of wanneer gaan jy nou die keuse maak om te sê, ek kies Jesus? Jy het nog kans. Jy het nog tyd. God het ons gewaarsku. God het ons gewaarsku. Hy sê vir ons presies wat gaan gebeur. Kind van God, hou op lou wees. Hou op jouself bevlek met Babylon. Kom uit haar uit. Gee jou hart en jou lewe vir Jesus. Bekeer jou van jou sonde. Dra die vrug wat by die bekering pas. Dien God met jou hele hart, met jou hele verstand. Gehoorsaam die woord. Leef vir hom. Kom uit hierdie struktuur uit. Moenie val vir die misleiding van hierdie wêreld nie. Daar slegs een weg tot redding. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand gaan na die Vader behalwe deur my nie. Ek pleit by jou. As jy weggedwaal het van die Here af, as jy teruggeval het in hierdie wêreldsisteem en in die dinge van hierdie wêreld, bekeer jou daarvan af. Moenie dat God eendag vir jou sê, mene, mene. En moenie dat hy vir jou sê eendag, te kel nie. En moenie dat hy eendag vir jou kom sê, versien nie. Jy is getel, jy is geweeg, en jy is te lig bevind. Dis woorde wat ek bid, nie een kind van God ooit hoef te hoor nie. En ek pleit by jou vanmôre. Maak jou lewe met die Here reg. Ons weet nie wanneer Jesus gaan kom nie, en ons weet nie hoe lank het ons nog oor om te leef nie. Die skrif is reeds aan die muur. Amen. Vader, vanmôre wil ek bid dat hierdie woord vanmôre tot elke hart sal spreek, Here. Dat mense vanmôre sal hoor. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat u Gees vanmôre wil sê. Here, ek wil bid dat hierdie woord mense se harte sal raak. Heilige Gees, dat u hierdie woord sal lewend maak in harte, dat die saad wat gesaai is in mense harte vanmôre sal groei.
En ek wil bid, Here, dat U hierdie saad sal lewend maak. Ek wil bid, Here, dat mense sal terugdraai na U. Vader, ons wil nie val saam met hierdie Babylon nie. Ons wil vir U leef. En daarom wil ek bid, Here, dat mense sal bekeer. Dat mense weer sal berou hê oor hulle sonde. Hulle U weer in berekening sal hou. Ons loof en ons eer U, Here, dat U lank voor die tyd al vir ons reeds hierdie dinge opgeskrywe het, as voorbeelde gegee het. Here, U het gesê, leer hieruit. Dankie vir die woord wat so kosbaar is. Dankie, Here, dat die woord ons lei en ons leer. Die lamp is vir ons voete, Here, en die lig vir ons pad. Heilige Gees, sal U vanmôre hierdie woord seën in ons harte. En ek bid dit in Jesus naam. Amen.